Welkom by Ekerk Lewendig, die podcast. Dankie dat jy vandag saam met ons dieper kom dink oor Jesus en die Bybel. Ons hoop dat die boodskap jou sal inspireer, jou geloof versterk en dat jy sal sien hoe Jesus in jou lewe werk. Geniet die boodskap. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om weer eens by mekaar te kom. Here, dit is 'n voorreg want ons weet U is 'n God wat U self aan ons openbaar, wat na ons toe kom, wat ons soek as ons wegkruipertjie speel met U. U is die soekende God. Here, soos ons hier vanoggend en ons hoef nie ver te gaan of eers goed genoeg te wees of eers oor die hekkies te spring voordat U self aan ons openbaar nie. Maar ons is hier vandag en ons weet ons gaan U woord lees en U woord lewe, want U lewe. U is lewendig. En dankie ook sodat U Gees ook deur die woord met ons praat en U wil op ons harte skryf. Mag dit ook so vandag gebeur. Vra dit in U naam alleen. Amen. Dit is vandag 'n spesiale geleentheid. Elke Sondag is spesiaal, maar dit is die begin van Lydensweek of Palmsondag soos ons dit ken in die kerktradisie. Nou wat ek graag vanoggend wil doen is juis om voort te bou met Stefan se preek van verlede week wat hy gepraat het van hoe om te loop soos Jesus. En ek wil vandag bietjie eens teks verder gaan om te sê Markus 11 leer ons en vra wat is die kleredrag wat Jesus dra en wat is die klere wat ons moet dra. En ek begin met 'n stelling wat ek dink jy dalk al op sosiale media gehoor het. Dress for the job you want, not the job you have. Miskien is dit 'n mantra of 'n gesegde of 'n spreuke wat jy dalk al baie gehoor het, wat jy dalk jou hele lewe lank probeer implementeer in jou lewe. Met ander woorde, dit sê iets vir ons van wat jy aantrek, sê iets oor wie jy is, of ook hoop om te wees. Dit is dalk 'n moderne manier om te sê jou klere wys hoe jy jouself voorstel vir ander. Wat is die kleredrag wat ons as disippels, as voltydse volgelinge van Jesus Christus moet dra? Dit is 'n metafoor of 'n simboliese manier om te sê die kleredrag is 'n refleksie van ons lewenstyl. Kom ons gebruik die woorde van Stefan van verlede Sondag. Hoe loop Jesus? Hoe loop ons agter Jesus aan? Wat is die kleredrag wat ons as disippels moet dra as ons sê ons loop agter Jesus aan? Stefan het verlede week stilgestaan in Markus 10 vers 32 tot 45 en gefokus op hierdie Jesus loop. Hy het onder andere ook verwys na Markus 8, Markus 9 en Markus 10 wat hierdie drie gedeeltes of loop karaktereienskappe vir ons kommunikeer, maar ook so vir my en jou iets van ons kleredrag. Dit gaan oor Palmsondag wat ons vra ons staan voor 'n klerekas. 'n Simboliese uitnodiging om te kies wat se klere ons dra as ons agter Jesus aanstap. Die Markus 8, 9, 10 klerekas wat uitleef vanuit ons loopstyl wat ons agter Jesus aandoen. En ons onthou verlede week dat ons moet slaweklere aantrek. Of eintlik Markus 8 begin te sê met jou kruis optel en agter Jesus aanloop. So jou kleredrag is iets van 'n kruis eerder as 'n kroon wat jy dra. Dat ons 'n dienaar moet word. So ons moet al 'n voorskoot aantrek om mense te dien eerder as om bedien te word. Ons moet slaweklere aantrek want ons moet 'n slaaf word. So ons moet slaweklere aantrek eerder as koningsklere. So die disippelskap of kleredrag eerder is 'n metafoor wat ek vandag ons mee wil uitnooi om saam oor te dink, 'n metafoor vir disippelskap. Jesus nooi ons uit om saam met hom te loop, maar ook hierdie loop agter Jesus aan, voordat ons ook die regte klerekas aantrek. En ek wil vandag stilstaan by Markus 11. Die volgende gedeelte wat vir my en jou hierdie gedeelte is van Jesus se intog in Jerusalem. So dis die begin van Paastyd of 'n Lydensweek, Jesus se intog in Jerusalem. En op 'n voetnote wil ons julle ook uitnooi. Ons gaan die hele week, miskien het jy al klaar vanoggend gesien, dat ons die hele week van Lydensweek 'n kort oordeenking met julle wil deel. Dit gaan 'n paar minute wees wat julle op ons sosiale media platforms kan sien. Facebook, Instagram en TikTok. Wat ek en Stefan met julle kort oordeenking gaan doen oor wat beteken hierdie dag of wat gebeur hierdie dag in Lydensweek met die oploop na Vrydag. Goeie Vrydag en ook so
opstandingssondag. Maar terug by ons teks vandag, Markus 11, sien ons hoe Jesus ingeloop kom in Jerusalem. En dan sien ons hoe die skare reageer met Jesus intog. En hulle verwagting as te ware, as Jesus ingery kom in Jerusalem. En ek wil so ver gaan om te sê dat hulle vat hulle voorskote wat Markus 8, 9, 10 vir ons leer, en hulle doen iets anders daarmee as om dit te dra. Hulle gooi dit voor Jesus neer. En ek wil vandag deur die loop van hierdie preek vandag bietjie stil staan met die tema om te sê, wat doen ons met die voorskoot? Dra ons die voorskoot en dien ons mense, of gooi ons dit voor Jesus neer en voordat Jesus ons kom bedien? Maar ons begin met die vraag, trek ons die voorskoot aan, wat die kleredrag van 'n disipel is, wat die Jesus loop van ons vra, of gee ons die voorskoot terug vir Jesus om te sê, kom bedien jy ons? Nou kom ons gaan saam en ons lees saam. Ek wil Markus 11 vir ons lees. Ek begin deur vers 1 tot 7 te lees van Markus 11, en ek wil dit graag lees vanuit die Nuwe Testament. Jesus kom toe in Betfage en Betanië aan. Die dorpies lê naby Jerusalem teen die Olyfberg. Jesus vra 2 van sy disippels om 'n guns vir hom te gaan doen. Sien julle die klein dorpie reg voor julle? Gaan daarna toe. Aan die rand van die dorpie, net as julle ingaan, sal julle 'n donkie sien wat vasgemaak staan. Dis 'n jong donkie waarop niemand nog gery het nie. Maak hom los en bring hom hiernatoe. Hy sê verder, as iemand miskien vir julle sou vra, waarom jy die donkie vat, sê vir hom, die Here het hierdie donkie nou nodig. Sodra hy hom nie meer nodig het nie, sal hy hom dadelik weer terugbring. Die twee is toe daar weg en kry die jong donkie daar buite in die straat staan. Hy was aan 'n deur vasgemaak. Toe hom losmaak, vra van die mense wat daar staan vir hulle, wat doen julle? Waarom maak julle die donkie los? Hulle sê toe presies wat Jesus gesê het hulle moet sê. Die mense was tevrede, hulle is met die donkie daar weg. Eerste paar verse. Nou sien ons hierdie verwagting van hierdie intog van Jesus. En ek wil graag verder lees, vers 7 tot 11, wat dit vir ons die res van die gedeelte sê. Terug na Jesus toe, daar gekom, gooi hulle van hulle klere op die jong donkie se rug. Jesus klim toe op, en terwyl hy op die donkie ry, sprei van die mense hulle klere op die pad voor hom oop. Ander gaan sny takkies met sagte groen blare in die veld af, en lê dit ook op die pad voor Jesus. Al die mense, of hulle nou voorloop of agterna gekom het hard uitgeroep. Prys die Here wat ons kan help. Mag God goed wees en altyd goed bly vir hom wat met die gesag van die Here kom. Mag God vir altyd goed wees en mooi sorg vir die nageslag van ons koning Dawid, wat so 'n goeie koning vir ons voorgeslagte was. Prys die Here in die hemel wat ons kan help. So het Jesus Jerusalem binnegery, is reguit na die tempel toe om na alles te gaan kyk. Dit al begin aand word toe Jesus en sy disippels eers uit Jerusalem terug is Betanië toe. So ons sien hier 'n gedeelte van hierdie intog, die begin van Jesus se laaste week in Jerusalem, die begin van Lydensweek. Maar vir ons belangrik is die verwagting van die skare. Maar kom ons begin ook van 'n ander punt om te sê, die koning wat Jesus is anders as wat die mense, die skare, verwag. Dit is vir ons belangrik, want dit is belangrik dat Jesus 'n donkie kies om in Jerusalem in te kom. Ek lees byvoorbeeld Sagaria 9, vers 9 vanuit die boodskap. Wees baie bly, mense van Sion. Skree hard, inwoners van Jerusalem. Julle koning is op pad na julle toe. Hy tree altyd regverdig op en hy is 'n wenner. En tog is hy nederig. Hy ry sommer op 'n donkie. Dis hierdie profetiese teks wat vir ons belangrik is, wat hierdie vooruitskouing gee van die Messias as hy kom, gaan hy anders lyk as wat die wêreld van die tyd. Die mense 'n aardse verwagting het van 'n koning wat op 'n perd inry. Want dit is wat die wêreld verwag. Dit is wat die skare en die mense in Jerusalem dalk verwag. 'n Koning wat op 'n perd ry, wat op 'n militêre of 'n politieke of 'n nasionalistiese manier kom oorwin deur oorlog, deur 'n swaard, deur te beklei, deur politiek. Maar o nee, Jesus kom andersom. Hy is anders as die koning wat hulle verwag. Jesus se koningskap is een
as te ware van nederigheid, van diensbaarheid, want hy ry op 'n donkie, 'n beeld as te ware van vrede, en hy kom om te dien in liefde. So Jesus kom nie met status en om met 'n swaard hierdie koningskap oor te neem nie, nee, hy kom met nederigheid, met diensbaarheid, hy kom met 'n donkie ingery. Hy help ons om ons definisie verwagting van koningskap, van heerskappy te herdefinieer. So, sien ons dat as ons na die skare se kant toe kyk, dan lees ons die skare wat hulle sing 'n loflied, hulle haal Psalm 118 aan wat ek lees in die 83 vertaling. Prys hom wat in die naam van die Here kom. Ontseën julle uit die huis van die Here. Die Here is God. Hy skenk ons die lewe, begin die fees, wyf met takke, gaan tot by die horings van die altaar. Dis hier waar Johannes Evangelie dit vertaal as palmtakke, wat ons ken as Palm Sondag. Maar belangrik is hierdie psalm is 'n intog, 'n pelgrims in 'n psalm wat hulle prys en hulle hoor in die gedeelte wat ons in Markus 11 gelees het van dat hulle dit konnekteer met die koning van Dawid en die nageslag van koning Dawid. So uiteindelik gaan ons as skare as Jode bevry word van die Romeinse onderdrukking. Die skare sing en hulle hoop is ingekleer deur hulle politieke en hulle nasionale verwagting. Hulle verwag Jesus moet inkom in Jerusalem en die Romeinse onderdrukking totaal en al afvee van die tafel af. Hulle kom red daarvan. Miskien verwag hulle politieke en 'n militêre figuur. Maar Jesus kom nie met 'n swaard nie. Hy kom met 'n kruis. Jesus kom nie om Rome te oorwin nie, maar om die sonde en die dood te oorwin. Die skare verwag 'n troon, 'n koning wat op 'n troon sit, maar Jesus kies om te hang aan 'n kruis. Hulle woorde is reg wat hulle sing, maar hulle prentjie en hulle verstaan hulle verwagting is verkeerd. So kry ons hierdie skare se reaksie. Dat hulle skree, prys hom, as ons kyk na hierdie pelgrims wat die skare wat Jesus volg al die pad van Jerusalem af. Ons gaan Vrydag sien dat 'n ander skare in Jerusalem is dalk beïnvloed deur die godsdienstige leiers, maar hulle roep later uit, kruisig hom. So ons sien dat hierdie twee prentjies is totaal al kontrasterend as die prentjie en die bedoeling en die intensie van die ware Jesus. So die leiers in Jerusalem, Vrydag, hulle prentjie is dalk een van 'n Messias en hoe dit moet lyk. Dat hy uit die godsdienstige geleerderheid moet uitkom, dat hy 'n fariseer moet wees, dat hy 'n wetgeleerde is, dat hy by die regte stamvaders moet deurkom. Maar Jesus se kritiek teen die tempel, kritiek teen die fariseërs, die manier hoe Jesus met sondaars werk en met tollenaars werk en die onreines van die tyd werk, sê die godsdiens van Jerusalem, nee, ons kan nie hierdie prentjie van die Messias aanvaar nie. 'n Koning lyk nie so nie. Ons Messias dra ander klere. Terug by Markus 11, die skare van Galilea. Hulle soek dalk hierdie militêre en politieke en nasionalistiese bevryding van ons is moeg om onderdruk te word deur die Romeine. Gee ons asseblief net 'n finale fisiese oorwinning dat ons weer 'n Joodse koning het, dat ons onder Joodse bewind kan wees. Maar o nee, Jesus is 'n koning wat in diensbaarheid, sonder 'n swaard kom, in liefde kom dien, wat 'n voorskoot aantrek, 'n kruis dra en die klere van 'n slaaf aan het. En hierdie skare sê, maar dit pas nie in die prentjie, die verwagting van wat ons het nie. Ons koning wat ons verwag, moet ander klere aantrek. Staan vir 'n oomblik stil en dink vir jouself, wat doen ons? As ons soos hierdie skare in die Galilea of dalk in Jerusalem 'n prentjie het van Jesus wat nie aan ons verwagting voldoen nie. Wat doen ons as Jesus opdaag en hy dra ander klere as wat ons verwag? Sing ons kruisig hom soos die skare in Jerusalem? Dat ons 'n ware regte Jesus beeld het van wat ons wil hê, ons verwagting? Of sing ons prys hom? En ons is oop en bereid om ons prentjie van Jesus, 'n koning, te herdefinieer en in lyn te bring met die van Jesus. Hoe lyk hierdie prentjie van Jesus? Hoe lyk hierdie koningskap van Jesus? Ek herhaal wat Stefan verlede week gesê het, Markus 8 vers 34
tot 35. Ek lees dit. As iemand graag elke dag my pad saam met my wil stap, sal hy of sy wil wat hy dink belangrik is, moet op sy sit en moet verruil vir wat ek wil en wat vir my belangrik is. Net soos ek sal hy of sy bereid moet wees om 'n kruis te dra, as dit moet en my te volg tot die einde, waarin die pad ook al mag lei. So die koningskap van Jesus is 'n kruisdraer. Markus 9 vers 35. As iemand die eerste wil wees, moet hy die laaste wil wees. Hy moet almal se dienaar wees. Markus 10 vers 43 tot 44 wat Stefan verlede week gedoen het. Maar onder julle moet dit heeltemal anders wees. Wie onder julle 'n leier wil wees, behoort almal te dien. En wie eerste onder julle wil wees, moet almal se slaaf wees. Hierdie 3 uitsprake kan ons al praat as die disippelskap katekismes, dat jy 'n kruisdraer, 'n dienaar en 'n slaaf moet wees. En ek wil bietjie infokus op hierdie voorbeeld, metafoor. Dis 'n metafoor, maar tog ook 'n simboliek, maar tog ook fisies iets dat ons met 'n voorskoot aantrek. 'n Voorskoot is my die metafoor van 'n slaaf, van 'n dienaar, van iemand wat 'n kruis dra en vuil word. Here sê vir ons dat ons voor hierdie klerekas moet staan hierdie Paasfees en sê, wat se klere trek ons aan? Kan ons 'n vuil voorskoot aantrek wat wys dat ons mense bedien, wat ook 'n refleksie is van ons lewenstyl? Die ironie van Palm Sondag is dat die mense anders reageer. En ek wil met die metafoor bietjie verder speel om te sê, ons is soms soos hierdie skare. Jesus kom ingery in Jerusalem, in ons lewe, en hy daag op in ons lewe, maar dan lyk sy kleredrag, sy verwagting, hy daag op en hy doen iets anders as wat ons verwag. So ons as die skare vat dan, haal die voorskoot af en gooi dit voor Jesus op die pad neer. Om te sê, Here, ek wil nie kom dien nie, kom dien jy my eerder, ek wil bedien word. Trek dit terug in ons eie lewe. Dis nie lekker om 'n voorskoot aan te trek om ander mense te dien nie. Soms is jy hier en jy glo, jy vra, jy bid en jy soek daarvoor dat Jesus opdaag in jou lewe, dat jou probleme opgelos moet word. Jy wil nie dien nie, ander mense moet jou kom bedien. Is dit nie hoe ons voorskoot afval en eerder voor Jesus neergooi, as hy inry in Jerusalem om te sê, Here, kom sorteer my probleme uit. Ek wil 'n ander status hê, ek wil 'n aardse status hê. Ek wil nie 'n kruis dra nie, ek wil 'n kroon hê. Miskien is ons soos Gideon in Rigters 6. En onthou die verhaal, dat hy 'n teken vra, direkte teken van die Here, van God, voordat hy optree. Miskien is ek en jy soos Gideon en ons haal ons voorskoot af en ons sit om die buite en ons vra vir die Here, ek wil eers 'n direkte teken hê van U voordat ek begin dien. Of ek wil eers 'n direkte teken hê hoe ek moet bedien. Is dit nie hoe ons die bedienaarskap, die slawekleer, die voorskoot uitkontrakteer of wegkruip agter ons vroomheid, eerder as net om dit aan te trek en te dien daar waar jy is. So van die eerste wag van die Here vir 'n teken om te dien nie. Die Here gee dit vir ons in Markus 10. Trek jy voorskoot aan en dien. Miskien is ons soos Moses, Eksodus 4, as ek nou weer die beeld vat van die metafoor vat van 'n voorskoot, dat Moses sê, Here, ek is nie goed genoeg nie. Here, ek hakkel, hoe gaan die mense my volg? Hoe gaan hulle my glo? Miskien vat ons voorskoot en ons wil dit nie aantrek nie, want ons wil hom nie vuil maak nie. Of ons dink dalk ons is nie goed genoeg nie, ons is nog nie godsdienstig genoeg nie. Ek is nog nie heilig genoeg nie. Ek gaan eers daai Bybelstudie bywoon. Ek gaan eers 'n kursus bywoon. Ek gaan eers die Bybel leer. Ek wil eers my ereklere kry in godsdiens, in geloof. Dan is ek goed genoeg om die voorskoot aan te trek en te begin dien. Die Here sê nee. Daar waar jy is, in die seisoen waar jy is, in die geloofspad en die reis waar jy is, trek jy voorskoot aan en soos jy bedien, soos jy leer, dien jy. Soos jy dien, leer jy. Groei ons in ons verhouding met die aktiewe, lewende, openbarende God. Miskien is ons soos Moses bietjie later as hy op is met die berg en hy 10 gebooie kry en hy kom af, dan het hy die sluier oor sy kop want hy weerspieël die heerlikheid van God in die teenwoordigheid wie hy was. Hy raak die mense bang.
Miskien wil ons nie 'n voorskot aantrek nie, want ons is te heilig. Ons is te godsdienstig. Ons is te goed om te dien. En dan verruil ons slaweklere vir koningsklere. Ons verruil ons voorskoot vir klere wat skoon is en wat iemand vir ons mee gedien het. So Palmsondag vra ons vandag, jy staan voor die klerekas van die Here. Watse klere trek jy aan? Baie mense wil Jesus hê, maar hulle wil nie hulle kruis dra nie. Baie mense wil hê Jesus moet hulle dra, eerder as wat ons eie kruis wil dra agter Jesus aan. Soms wil ons hê Jesus moet ons dien. Ons wil nie self die voorskoot aantrek en ons naaste medemens dien nie. Ek sluit af met 'n gedeelte wat Paulus, ek dink, baie mooi opsom vir ons. Filippense 2, vers 5 tot 8. Ek lees dit in die Nuwe Testament. Julle moet dieselfde dink en op dieselfde manier leef as Christus Jesus. Hy is volkome God in sy wese en voorkoms, maar hy het gekies om nie vas te klou aan hierdie status en eer wat hy met God gedeel het nie. Daarom het hy homself leeg gemaak van al sy goddelike eer. Hy het toe hy die voorkoms en leefwyse van 'n slaaf vir homself uitgesoek. Hy het net soos ander mense gelyk, terwyl hy in hierdie menslike voorkoms was, het hy homself verneder deur nog onbelangriker te word. Hy was tot in die dood toe gehoorsaam aan God, die dood daar aan die kruis. Ons hoef net na Jesus te kyk en dis wat Paasfees vir ons wys. Jesus het nie vasgehou in sy goddelike eer nie. Hy het nie gebly sit op die troon nie. Hy het nie aanhou 'n kroon dra nie, maar hy het homself leeg gemaak. En hy het hierdie status, hierdie leefwyse, die kleredrag van 'n slaaf aangetrek, deur volledig mens te word. En nog homself verder te verneder deur dood te loop aan die kruis vir my en jou. So Jesus het sy status, sy kleredrag van eer verruil vir 'n klerekas van diensbaarheid, van 'n slaaf, van 'n kruis, van vuil en stikkende hande, soos hy bedien. So mag die Here ons vandag herinner, Jesus se roete is nie een van 'n kroon nie, maar van 'n kruis. Jesus se roete is nie een van koningsklere nie, maar van slaweklere. Nie een van om gedien te word sonder voorskoot nie, maar een om die voorskoot aan te trek en om te dien. So vra onsself af vandag, het jy 'n voorskoot? Maar nog meer, wat doen jy met hom? Gooi hom neer voor die Here, dat hy hom wegvat van jou en jou kom dien? Of gooi ons soos Gideon uit vir 'n teken en vra eers vir die Here vir 'n teken voordat ons dien? Of is dalk 'n Moses wat twyfel, is nie goed genoeg nie, of dalk ons is te goed om te dien? As ons verlosser, die Here Jesus Christus, hierdie slaweklere kan aantrek, mag ek en jy vandag daai selfde klerekas hê en dieselfde loop en lewenstyl agter Jesus aan hê. Mag ons elke asemteug wat ons doen, terwyl ons bedien, sing prys hom. Ons verlosser is hier. Die Here, die Messias, het gekom. Kom ek bid saam. Vader wat in die hemel is, dankie vir die voorreg wat ons het om te hoor van hoe goed U is. Here, U is so goed, U is so lief vir ons dat U U seun vir ons gestuur het. En Here, in hierdie tyd van die jaar wat ons juis fokus op ons verlosser, deur Jesus Christus, wat tot aan die dood toe gehoorsaam was aan die roeping wat U hom gestuur het mee. Dat hy gesterf het, Jesus Christus aan die kruis vir ons. Here, ons is die wat dit verdien. Jesus verdien dit nie, maar tog het Jesus die plek ingeneem van ons. En hy het as slaaf homself verneder en nog tot aan die kruis toe homself verneder deur te sterf. Here, mag ons daai kruisdood van Jesus nie goedkoop maak nie. Mag ons dieselfde klerekas aantrek as ons verlosser. Mag ons 'n voorskoot aantrek, vuil hande hê en slaweklere dra om te dien en te help. Mag ons agter Jesus aanloop en 'n lewenstyl leef en mag ons kleredrag wys dat ons agter Jesus aanleef. Dis die lewe en die werklikheid wat ons wil hê hier en nou. Vir in U groot en heilige naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag saam gereis het. As die boodskap vir jou iets beteken het, stuur dit gerus aan ander. Om meer uit te vind oor Ekerk, besoek ons by www.ekerk.org. Tot volgende week. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.